Goeiedag, baie welkom by hierdie podcast. Hierdie podcast is 'n uitnodiging na die pad van die hart toe. 'n Ou vader van die kerk het eendag gesê, as die water onstuimig is en troebel is, vat dit 'n tyd om stil te raak. Maar wanneer die water stil raak, dan sak die modder af na onder toe en die water word helder duidelik. En jy kan aan die bodem sien, jy kan sien wat in die water in die gang is, die visse wat rondswem. As jy so 'n bietjie terug staan, dan sien jy die weerkaatsing van jouself en die hemel op die water. So sal dit wees met jou siel. As hy stil raak, gaan jy jouself kan sien. Jy gaan sien wat aangaan in jou. Jy gaan jou denke gaan duidelik raak. Jou emosies. Jy gaan jouself sien, jou ware self, jou hart. En jy gaan iets van die hemel ervaar. Dawid sê, ek het geleer om my siel tot bedaring te bring en stil te maak. Daar is soveel in die tradisie van die pad van stilte om by jou hart uit te kom. Een van die tradisies noem dit en sê dit is eintlik om met jou kop in jou hart in te gaan. Dis 'n definisie van gebed in die ortodokse tradisie. Net met jou kop in jou hart in te gaan, want ons is so geneig om in ons koppe te leef. En is besig, daar's onrustigheid. Het nodig om tot bedaring gebring te word. Ons het nodig om vrede te kry, ons het nodig om net teenwoordig te raak. En hier is 'n pad, maak jouself stil. In Psalm 42, praat Dawid namens die Here en hy sê, die Here sê, wees stil. Dit is iets heeltemal anders as om te dink, is om te wees, as om te doen. En dit is eintlik om bewus te raak van die feit dat jy dink, is twee totaal verskillende ervarings. Die bewussyn dat ek dink, wat ek dink en hoe ek dink, is anders as die daad van dink self. Dit is so belangrik. Dit hou soveel vir ons in. Blaise Pascal het gesê dat eintlik kan hy al die probleme van die wêreld toeskryf van die feit dat ons nie kan stil sit op een plek en stil raak nie. Die verstilling begin deur 'n omgewing te skep, 'n plek te kry. Jesus sê, here's what I want you to do. I want you to find a quiet, secluded place. Message, Matteus 6. Dit begin met 'n plek, omgewing, afsondering. En dan beweeg jy en dan gaan jy na jou binnekamer toe, jou binnekant toe. En daar kan die verstilling plaasvind. So hier, kom ons doen dit. Dit is dalk die beste manier om dit te leer. Jy kry jou plek, jy kry jou posisie. Jy sit gemaklik en so stil as wat jy kan. Jy maak jou oë toe, want jy gaan nou na jou binnekant toe. Jy sonder jou nou self af en jy sny af van alle ander stimulasie. Jy gaan na jou binnekamer toe, na binne toe. Jy haal diep asem. Vir 'n paar keer. En dan sit jy klank by die asem wat in en uitgaan. Jy sit woorde by dit. Here Jesus Christus, wees my genadig. En jy doen dit vir 'n paar keer. As jy met 'n baie groot onstuimigheid binne in jou sit, as jy voel ek is totaal ontwrig, dan kan jy dit vir 'n hele rukkie doen. Ek het mense ontmoet by Berg Athos, wat dit vir 40 jaar al probeer doen met elke asemhaling.
Jy kan dit vir 'n tydperk doen, as dit baie onstuimig is. En dan gaan jy en jy wees net stil. Wees net. Wees net saam met hom. Jy het hom gevra, hy is by jou, hy is met jou. En dan kan 'n groot geskenk aan jou gegee word. Jou bewussyn kan skuif, groot en oopgaan. Wat jy bewus is van klomp goed wat aan jou, om jou in die gang is, sonder om op enige iets spesifiek te fokus, is jy bewus. En jou bewussyn sluit God in. Dit is wanneer die water regtig stil word. Jy sien 'n weerkaatsing van die hemel, jy kom iets agter van jouself, jy kom in kontak met jou hart. En jy kyk en jy sien vanuit jou hart uit neem jy waar. Alles is anders op hierdie plek. En om in hierdie plek te wees. Dit is 'n geskenk, dit is 'n gawe. Dit is deur Gregorius hier in die 16de eeu dit genoem om te rus in God. Dit word genoem kontemplasie deur ander mense. Dit word genoem deur centering down, deur die Quakers. Almal het verskillende woorde of beskrywinge vir hierdie plek en hierdie ding wat na jou toe kom. Wanneer jy bewus raak dat jou gedagtes dwaal en jy begin aan ander dinge te dink, dan keer jy net weer terug na jou asem toe en jou gebed. En jou gebed kan kort wees. Dit kan net wees, Jesus. Dis al. Net weer om jou intensie te bevestig. Sonder om nou te tegnies probeer raak, is dat jy skuif eintlik van konsentrasie, van attention na intention toe, na jou intensie toe. Dit is om meer uit die denke uit die teen te gaan wat is en wat na jou toe kom te gaan. En alles te aanvaar wat is en na jou toe kom, alle gedagtes, en dit net te laat gaan, deur jou intensie weer te bevestig. Op hierdie manier vind talle mense diep stilte, groot stilte. Jy kan dit ervaar in 5 minute, dat die stilte oor jou kom en hierdie vrede in jou inkom. Jy kan dit net vir 'n paar oomblikke gedurende hierdie tyd ervaar. Jy ervaar dit dalk glad nie. Moenie hard wees op jouself of dink dat jy nie iets bereik het of iets verkeerd doen nie. Hou net aan met die beoefening. Wees eerder net getrou daaraan. Ek het die geleentheid gehad om Thomas Keating self te ontmoet en saam met hom te bid en stilte te sit. En hy is 'n groot voorstander van hierdie manier van bid, en toe ek met hom praat daaroor, het ek gevoel dat ek nie goed vaar daarmee nie, omdat my gedagtes aanhou daal. Ek het te veel goed en verantwoordelikhede op my, en hy het vir my gesê, maar moenie so hard wees op jouself nie. Jy het eintlik 'n baie goeie tyd gehad, want jy is so bewus van jou gedagtes wat gaan en sien, en jy keer soveel keer terug na jou intensie toe om net saam met God te wees. Dit is so goed vir jou. En hy het hierdie woorde vir my gesê, daag net op vir jou terapie-sessie. Elke dag vir die groot terapeut. Al voel jy nie iets gebeur nie, want dit gaan nie oor die gevoel nie. En met tyd sal jou bewussyn skuif, sal hy groei, sal jy agterkom. Ek was so dankbaar vir sy woorde van wysheid en sy groot raad wat hy gegee het aan my. En ek probeer om dit te volg. En ek ervaar iets daarvan. Dis die uitnodiging. Deur die dag, jy kan net 'n paar minute neem om net jou intensie te bly bevestig. Ek wil nou net saam met u wees. Ek is nou hier. Dis wat ek dink, dis wat aan die gang is. Ek laat dit gaan om terug te keer. Dis een van die groot gebeure op hierdie reis, is die bewussyn dat jy nie jou denke is nie, dat jy denke het, en dat ek gees is, dat ek na die beeld van God is, dat ek in God is,
dat hy in my is. Dit is my ware self. 'n Groei in die bewussyn. En al gaan dit hoe in my lewe, al is die water hoe onstuimig, het ek hierdie kern, is ek soos 'n duiker wat nie heen en weer rondgeslinger word nie, meegesluur word nie, maar alles kan waarneem en kan sien vir wat dit is. Dit groei in ons. Dis ons reis van die pad na die hart. En dis 'n groot ervaring, 'n belewenis, in iets wat jy nie sal kan verstaan voordat jy dit nie ervaar nie. En dan gaan jy baie moeilik woorde vind om dit mee te verduidelik en om daaroor te kan praat. Maar dit is die reis.